En in die 8 uur nuus, Iran word gewaarsku oor nog weerwraakaanvalle. Die soektog duur voort na 3 vermiste werkers in Ormonde, Johannesburg en Amerikaanse sanksies teen die Rwandese weermag. Hier is Gustav met die nuus. Die Amerikaanse president Donald Trump het Iran gewaarsku oor weerwraakaanvalle nadat die Amerikaanse ambassade in Riyadh in Saoedi-Arabië laasnag aangeval is. Niemand is beseer nie en 'n brand wat uitgebreek het geringe skade aangerig. Ambassadepersoneel is aangesê om in plekke van veiligheid te bly. Israel, Qatar en die Verenigde Arabiese Emirate moes gisteraand missiele vanaf Iran onderskep. Israel het op sy beurt verskeie aanvalle in Teheran in Iran uitgevoer en die staatsuitsaaier het ook deurgeloop. Iran beweer egter dat uitsendings nie ontwrig word nie. Israel het ook opnuut lugaanvalle uitgevoer in Beirut in Libanon, waar bevelsentrums en wapenopslagplekke van die militante groep Hezbollah geteiken is. Die gebied is gebombardeer nadat mense in die suidelike woonbuurte van Beirut vooraf gewaarsku is om pad te gee. Gister is minstens 31 mense dood en sowat 149 beseer toe Israel vroegoggend Hezbollah teikens aangeval het. Die voorsitter van die parlement se staande komitee oor finansies, Joe Maswanganyi, sê dit is onvermydelik dat die konflik in die Midde-Ooste 'n uitwerking sal hê op die land se geldsake. Amerika en Israel het die afgelope naweek met die aanvalle op Iran begin. Die voorsitters van die onderskeie komitees in die finansiële groepering het gister terugvoering gegee aan die media oor kwessies wat met die begroting verband hou. Maswanganyi sê Suid-Afrika is deel van 'n globale samelewing en die konflik sal nie net 'n direkte impak op die land se ekonomie hê nie, maar ook op Suid-Afrika se handelsvennote en handelsbetrekkinge. Die ANC in die Weskaap hou vandag 'n nuuskonferensie nadat hy 'n reeks vergaderings wat oor 4 dae gestrek het afgehandel het. Die party het samesprekings gehou oor verskeie kwessies in die provinsie. Die provinsiale woordvoerder Sifiso Mtsweni sê lede het besin oor die stand van die party en ook sy hernuwingsprogram. Hulle het beraadslaag oor die stand van munisipaliteite in die Weskaap met die oog op die komende plaaslike regeringsverkiesing. Mtsweni sê plaaslike regering en koalisies was ook deel van die besprekings. Die EFF en die Suid-Afrikaanse Kommuniste Party gaan 'n gesamentlike werksgroep stig wat betrokke sal wees by voorbereidings vir 'n konferensie van linksgesindes. Die leier van die EFF, Julius Malema, en die leier van die SAKP, Solly Mapaila, het gister in Johannesburg oor die kwessie vergader. 'n Datum is nog nie bekend vir die saamtrek vir progressiewe magte nie. Die progressiewe groepe sal bestaan uit vakbonde, nie-regeringsorganisasies en die burgerlike samelewing. Soek- en reddingspogings by 'n gebou wat gistermiddag in Ormonde in die suide van Johannesburg ineengestort het, duur vanoggend voort. Die Johannesburgse nooddiens sê verdere pogings sal aangewend word om 3 konstruksiewerkers op te spoor wat vermoedelik onder 'n betonblok vasgekeer is. Minstens 6 mense is dood toe 'n deel van die gebou in 'n sakekompleks ingetuimel het. 3 mense is na hospitaal geneem. Amerika het aangekondig dat hy sanksies teen die Rwandese weermag en 4 senior militêre amptenare ingestel het vir hul operasionele steun aan die M23 rebellebeweging en sy bondgenote in die Oostelike Demokratiese Republiek, die Kongo. Dit sluit Rwanda se weermaghoof Vincent Nyakarundi in. Rwanda en die DRK het in Desember 'n vredesooreenkoms in Washington onderteken as deel van president Donald Trump se pogings om vrede in die streek te bewerkstellig. Rwandees gesteunde M23 vegters het daarna die Kongolese stad Uvira beset en sodoende die ooreenkoms geskend. Die VSA sê in die verklaring die M23 rebellebeweging is verantwoordelik vir die grove menseregte skendings wat insluit teregstellings, geweld teen burgerlikes onder wie vroue en kinders. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend. Die Amerikaanse president Donald Trump het Iran gewaarsku oor weerwraakaanvalle nadat die Amerikaanse ambassade in Riyadh in Saoedi-Arabië laasnag aangeval is. Dis die jongste SAK nuus onder die redaksie van Brenda Balou-Steyn en Anne-Marie van Buurik. Hooftrekke volg om 8:30.